ons nou weer hier kan sit en kan luister na 'n boodskap. Gee dat dit nie ek sal wees wat praat nie, maar dat U deur my sal werk en dat almal die boodskap sal huis toe neem wat U wil hê ons moet huis toe neem. Amen. Buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om te kan teruggee wat aan U behoort. Dankie dat U vir ons die vermoë gee om te kan werk en geld te kan verdien, Here. Gee dat ons rentmeester sal wees van ons finansies, dat ons terug sal gee wat aan U behoort en seën ook asseblief die wat nie so bevoorreg soos ons is om te kan werk en te kan verdien nie. Vat hierdie geld asseblief, Here, vermenigvuldig dit tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. En my tema vir vanoggend is, wat is in jou hand? En ons gaan begin met ons teksvers, Exodus 4 vers 1 en vers 2. Exodus 4 vers 1 en 2. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Ons almal ken die verhaal van Moses baie goed. Op hierdie tydstip is hy omtrent 80 jaar oud. Hy's 'n vlugteling uit Egipte. Hy bly saam met sy skoonpa Jethro en hy pas Jethro se skape op. Hy lyk dalk nie soos 'n waarskynlike keuse vir God se bediening nie. Wanneer die oproep van God welkom, gee Moses elke verskoning in die boek om homself uit hierdie situasie te kry. Hy gee 5 verskonings. Nommer 1. Hy voel nie waardig nie. In Exodus 3 vers 11 en 12 lees ons, wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? Nommer 2. Hy sê hy ken nie eers God se naam nie. Exodus 3 vers 13. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Verskoning nommer 3. Hy sê die mense gaan hom nie glo nie. Exodus 3 vers 14. Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie. Verskoning nommer 4. Hy sê hy is nie goed met woorde nie. Exodus 4 vers 10 sê, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of van dat U met die knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En dan verskoning 5, of eintlik 'n versoek. Hy sê, stuur asseblief iemand anders. Exodus 4 vers 13 sê hy, ag Here, stuur tog deur wie U wil stuur. Maar na al hierdie baie verskonings, bied God elke keer vir hom 'n oplossing aan. En uiteindelik gaan Moses om te doen wat die Here hom gevra het. In die middel van hierdie dialoog tussen God en Moses, vra God vir Moses 'n vraag. En ons vind daardie vraag in Exodus 4 vers 2. Daardie vraag en die antwoord daarop is belangrik vir ons vandag. Die vraag is eenvoudig. Mens sal nie 2 keer daarna kyk nie. Wat is daar in jou hand? Moses het geantwoord, 'n staf. Al wat hy daardie dag in sy hand gehou het, was 'n eenvoudige herdersstaf. In Moses se oë was dit niks meer as 'n ou gedroogde stok nie. Dit was al vir hom, maar in God se oë was dit soveel meer. Moses het sy persoonlikheid in sy hand gehou. Toe Moses gesê het 'n staf, het hy verwys na sy herderstok. Dit was 'n gewone lang stok wat op verskeie maniere deur herders gebruik is. Dit is gebruik om die skape te lei. Dit is gebruik om die herder te help om op en af heuwels te klim as hy na die skape gaan soek. Dit is gebruik om die herder en die skape te beskerm teen aanvalle deur wilde diere. Moses het elke dag van sy lewe op daardie staf staatgemaak. Die staf het Moses geïdentifiseer as 'n herder. Wanneer mense daardie staf in sy hand gesien het, het hulle onmiddellik geweet wie en wat hy was. Die staf het ook voorgestel wat Moses besit het. Hy het nie eers die skape wat hy opgepas het besit nie. Hulle het aan sy skoonpa Jethro behoort. Al wat Moses besit het, was hierdie staf. Dit het sy lewe, sy identiteit en sy werk voorgestel. Daardie staf was 'n konstante herinnering
dat hy nooit sy volle potensiaal in die Here bereik het nie. 40 jaar gelede het die Here sy hart aangeraak om Israel te verlos uit Egipte. Maar Moses het God se plan vooruitgehardloop en sake in sy eie hande geneem. En omdat hy dit gedoen het, was hy nou 'n vlugteling en het hy gevoel dat hy sy geleentheid om God te dien vermors het. Hy het geglo dat hy niks meer werd was as 'n eenvoudige herder nie. Die staf het vir Moses vertel, jy is niks meer as 'n herder wat 'n ander man se skape oppas nie. Soos Moses hou ons ook vandag goed in ons hande. Sommige van daardie dinge is goed, ander nie so goed nie. Ons hou vas aan die verlede, aan troetelsondes, onvergifnis, negativiteit, gevoelens van onverdiendheid. Maar ons hou ook talente, gawes en prestasies. Al hierdie dinge, goed of sleg, identifiseer ons en beheer in 'n mate ons lewens. Ons maak staat op die dinge wat ons in ons hande vashou. Ons laat toe dat hierdie dinge ons persoonlikhede en geestelike lewens definieer. Ons kyk na dinge wat ons in ons hande vashou en glo dat daardie dinge alles wat ons ooit sal wees. God het Moses gebruik om ons te leer dat ons bo die dinge wat in ons hande hou, kan uitstyg. Dit wat ons in ons hande vashou, hoef nie 'n houvas op ons te hê nie. Moses het ook sy probleme in sy hand vasgehou. Toe Moses God se vraag gehoor het, moes dit hom 'n bietjie geruk het. Wat is daar in jou hand? 'n Staf, Here. Moses moes sekerlik onthou het hoe dit gevoel het toe hy 'n septer in sy hand gehou het in plaas van 'n staf. Sy gedagtes moes sekerlik teruggedwaal het na daardie dae in die paleis in Egipte. Hy het op 'n stadium die wêreld in sy hande gehad en nou het hy net 'n droë stok. God het geweet wat Moses in sy hande gehad het. God wou nie die inligting hê nie. God wou hê Moses moes mooi dink oor die staf wat in sy hande was. In Moses se lewe het hierdie staf 'n houvas op hom gehad. Die staf het Moses geïdentifiseer en dit het ook al die probleme in Moses se lewe voorgestel. Die staf het hom herinner dat hy eens op 'n tyd 'n prins was. Die staf het hom herinner dat hy nou net 'n dienaar was. Die staf het hom herinner dat hy arm was en niks besit het nie. Die staf het Moses herinner dat sy lewe eens gevul was met baie potensiaal, maar dat hy nou niemand was. Al die dinge wat ons in ons hande vashou, het die vermoë om ons te definieer. Ons sonde, ons verlede, ons seerkry, ons negatiewe gevoelens, dit alles impak wie ons is en selfs hoe ons die Here dien. Wat het jy in jou hand? Waaraan klou jy vas? Moses het ook potensiaal in sy hand gehou. Toe Moses beswaar gemaak het teen God se oproep, het God 'n verskeidenheid van wonderwerke gebruik om Moses die waarheid te wys. Dat God saam met hom sou wees en dat God deur hom sou werk. Eerstens verander God die staf na 'n slang en dan verander hy dit weer terug na 'n staf. Tweedens maak hy Moses se hand melaats en dan genees hy dit weer. Derdens vertel God vir Moses dat hy water in wyn sou kon verander. Al hierdie wonderwerke is ontwerp om Moses te troos en om Israel te wys dat God wel vir Moses gestuur het om hulle te verlos. God beveel Moses om die staf te neem en dit op die grond te gooi. Wanneer hy dit doen, verander die staf in 'n slang. Vir Moses was die staf niks meer as 'n stuk gereedskap, 'n wapen of 'n noodsaaklike deel van sy lewe nie. In sy hand het dit hom gehelp en geondersteun. Dit het hom gehelp om skape te lei en te beskerm. Dit het hom op verskeie maniere deur sy dag gehelp. Maar in sy hande was dit nog steeds net 'n droë stok. Toe hy egter die stok vir die Here gee, het dit 'n lewendige ding geword. Dit het 'n kragtige ding geword wat God gebruik het om Israel se vyande te verslaan en God te verheerlik. God het daardie onbelangrike staf gevat en wonders daarmee verrig. In Eksodus 4 vers 4 beveel die Here Moses om sy hand uit te steek en dit aan die ster te gryp. Mense wat baie met slange werk sal vir jou sê dat dit 'n resep vir moeilikheid is. As jy 'n slang dan met jou hand wil optel, is dit beter om dit agter die kop te gryp, sodat dit nie kan omdraai en jou pik nie. Moses is beveel om die slang aan die ster te gryp, om hom te leer dat hy op die Here kon vertrou om vir hom te sorg. Toe Moses gehoorsaam was, het die slang weer 'n staf geword. Moses sou nooit weer in sy lewe op dieselfde manier na daardie staf kon kyk nie. God het daardie staf, daardie swak,
kragtelose, lewelose droëstok gevat en dit op 'n kragtige manier gebruik, omdat Moses dit aan hom afgestaan het. As dit in Moses se hande gebly het, sou dit slegte staf gebly het wat hou vas op hom gehad het. Maar omdat hy dit aan God oorgegee het, is hy vrygemaak van die mag oor hom en was hy vry om dit te gebruik tot die verheerliking van God. Ek weet nie wat jy vandag in jou hand vashou nie, maar ek weet die volgende. As jy wat ook al jy in jou hand vashou nie vir die Here gee nie, is dit 'n hindernis in jou lewe. Dit hou jou terug van alles wat jy kan wees vir die Here. Nie net hou dit jou terug nie, maar dit affekteer ook almal rondom jou. Dit affekteer ons families, dit affekteer ons gemeente, dit affekteer alles wat ons in ons lewens aanraak. Die sonde wat ons weier om van ons slaat trok, is 'n dooie stok in ons hand. Maar wanneer ons dit vir God gee, word dit 'n geleentheid vir hom om sy genade, vergifnis en vernuwende krag te toon. Die bitterheid oor jou verlede is 'n dooie stok in jou hand. Maar wanneer jy dit vir God gee, kan hy jou vrymaak van die slawerny waarin jy verkeer. Die negatiewe gemoed wat jy besit, wat veroorsaak dat jy altyd die sleg aan almal en alles soek, is 'n dooie stok in jou hand. Maar as jy dit vir God gee, gee hy jou sy perspektief oor mense en geleenthede. Die hartseer wat jy toegelaat het om jou lewe te vorm en jou vreugde te steel, is 'n dooie stok in jou hand. Maar as jy dit vir God gee, sal hy jou leer dat hy 'n doel het, selfs in jou pyn. Die talent waaroor jy so trots en hoogmoedig is 'n dooie stok in jou hand. Maar as jy dit vir God gee, word dit 'n kanaal van seën vir sy bediening. Alles wat ons in ons hand hou, kan 'n las of 'n seëning wees, afhangende van wat ons daarmee maak. Wanneer ons daaraan vasklou, is dit 'n probleem. Wanneer ons dit aan God oorgee, omskep hy dit in 'n kragtige wapen vir sy werk. Alles wat ons in ons hand hou en nie aan God opdra nie, kan ons lewens, ons verhouding met God, ons familie en ons kerk hinder. Moses het daardie dag die berg uitgeklim met 'n dooie stok. Hy het daardie staf vir amper 40 jaar saam met hom gedra. In al daardie jare het hy die staf gebruik, maar die staf het ook vir Moses gebruik. Die staf het hom gedefinieer. Die staf het sy lewe beheer. Die staf het vir hom gesê, al wat jy ooit sal wees, is 'n herder wat 'n ander man se skape oppas. Daardie staf was 'n probleem vir Moses en hy het dit nooit eers besef nie. Hy het geglo dis 'n noodsaaklike deel van sy lewe en sy werk. Hy het die staf wat hy daardie dag saamgedra het, aan die Here opgedra. En toe hy dit gedoen het, het dit opgehou om hom te definieer. Wat is in jou hand? Wat dra jy vandag saam met jou? Wat definieer jou? Waaraan hou jy vas wat jou daarvan weerhou om alles te wees wat God vir jou beplan het om te wees? Kyk na jou lewe en kyk wat hou jy in jou hand. Jy hou dit dalk vas, maar in werklikheid het dit dalk hou vas op jou. Gooi dit neer voor God se voete. Wanneer jy dit vashou, is dit 'n las. Maar wanneer jy dit vir hom gee, word dit vir jou 'n wins. Ons sal nou afsluit met lied 230.